Dankie Jesus. Daar net iets. There's just something about your name. Jesus, daar's net iets omtrent u naam. Vanoggend het ons dit sing, Here. Daar's so tasbaarheid is, Here, van die presence of your Holy Spirit. Dankie, Holy Spirit. Dankie, dankie, dankie. Here, ek is so opgewonde vanoggend dat mense gesing het, come Holy Spirit. Met ander woorde, daar waar jy staan, het jy Heilige Gees uitgenooi. Holy Spirit, dankie. Want ons kan hierdie goed nie doen, of hoor, of verstaan, as ons nie Heilige Gees het nie. Heilige Gees, jy het toestemming. Kom vloei, kom beweeg, net soos jy. En Vader, dat elke woord wat vanoggend gesê word, Vader, mense se harte sal tref. Dat geen woord vandag wat sal uitgaan, enigstens mens gemaak of mens uitgedink is nie, maar absoluut uit u Vaderhart, uit u troonkamer sal stroom vandag, en mense sal kom tref, mense sal kom oorweldig, soos nog nooit tevore nie. Want die woord sê, ons sal die waarheid ken, ons sal die waarheid vanoggend hoor, en daai waarheid is Jesus. Ons sal Jesus vanoggend hoor, en Jesus sal ons kom vrymaak. Daar's net iets aan die naam Jesus, die naam bo alle name. En ons gee u alle eer, wat u vandag hier wil kom doen. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Dankie mense, sit gerus. Kyk, het so 'n bietjie 'n uitdaging vanoggend met die taal. Ek sien dis is Engels sprekendes, so ek gaan hom so 'n bietjie meng. Ek moes net vanoggend daai lekker, ek dink 'n Zulu inkry. So jy het vanoggend lekker in tale gesing, hè. Is nie amazing nie. So ek het jou lekker gevang, hè. Want ek het geweet taal gaan 'n issue wees vandag. So bear with my. Ekskuus dat ek dit gaan meng, want ek kry nie die woord by die Here in Engels, maar ek gaan hom praat in Afrikaans. So daai eerste slide vanoggend is, ons praat bietjie oor God's divine nature. Nou dis 'n baie snaaks term, want die woordjie divine, weet ons in die wêreld het hom al so verdraai en so getwist. Maar het julle geweet dat die woord divine is eintlik maar net 'n beskrywing van God se natuur. So as jy kyk na die betekenis van die woord divine in die Hebreëus, dan beskryf dit eintlik maar God's essence, met ander woorde, die essensie van God, van wie en wat hy regtig is. En dit is daai powerful, daai godly, daai godlike, en dan belangrik, is daar 'n heavenly nature aan God. Onthou, ons weet die woord sê, God is spirit, hy is nie vleis nie, hy is nie vlees nie, God is spirit, so God is 'n gees, hy is die gees, Heilige Gees, en hy is seated in heavenly places, en hy operate uit daai heavenly place, met ander woorde, geestelik. Nou, ek wil net vir jou vra dat, jy moet asseblief met my bear, want daai songs wat ons vanoggend gesing het ek regtig by die Here se voete gaan kry om dit te speel, laat jy dit vanoggend met jou mond kan sing en kan spreek, want daardeur lê ons die basis vanoggend van wat God wil kom doen. Want as ek so opgewonde is oor God's divine nature, as ek so excited is oor sy divine power, en ek is regtig excited, ek wil hier op en af spring, want ek wil hê julle moet dit vandag kry. Ek wil hê jy moet dit proe. Die woord sê, taste and see that God is good. Het jy al die Here geproe? Want proe is nie net 'n fisiese ding nie. Om te kan proe is ook om te ervaar. En jy kan nog nie God ervaar het, as jy nog nie 'n
'n voorsmaakie van sy divine nature in jou lewe gehad het nie. En weet julle wat? Ek is extremely disappointed in die kerk vandag. Want ek sien nie daai divine nature in die kerk nie. Ek sien nie daai divine nature onder born again believers nie. Ons ploeter sukkelend voort met die dinge in ons lewe wat ons nie altyd kan verstaan nie. En ons weet daar's 'n vyand en ons weet hy wil kom steel, kom slag en verwoes. Maar ons kom nie by daai stukkie van Johannes 10 uit wat Jesus gesê het, maar ek het gekom, ek wat Jesus is, dat jy die lewe in oorvloed kan hê. Weet julle wat is een van die betekenisse van oorvloed? In Engels is divine. So eintlik het Jesus gekom en vir jou en vir my kom sê dat wat hy vir jou en my klaar gedoen het, nie 99% nie, 100%, is jy moet intap. Jy moet die essence van daai divine nature van God, wat hy vir jou en vir my kom bewerkstellig het, moet ek en jy proe, hier op aarde. Nou kom ek plaas jou net gou 'n bietjie in konteks, want ons gaan 'n bietjie praat oor dit ook, en nou gooi die Heilige Gees my heeltemal, want ons, nou wyk ek af, maar sorry, die Heilige Gees wil vandag vir jou kom seker maak, dat jy weet, wie en wat jy is in Christus, in God, met daai divine nature. Nou, hoe doen ons dit? Dank Jaco, die eerste slide gou. Ek wil julle gou hierdie skrif gee, en dit is, miskien gaan gou terug na die vorige slide toe, daar's 'n vorige een, 2 Korintiërs 13, sorry, nee, daar's hy, die vorige een, daar's hy. Nou, voor ek met jou kan praat oor God's divine nature vanoggend, en ek praat nie net met jou nie, ek wil graag vir jou minister, deur die Heilige Gees, dat hierdie wat jy vandag hoor, gaan jou lewe verander. Jy het gedink jy kom vandag hier in, but you're gonna leave with something different in your heart, like never before. Because that's the God we serve. Dis die God met die essensie van divine nature, wat vir jou vandag iets wil kom doen. Maar hoe doen ons dit? Ons moet die fondasie eers reg kry. So hoor gou hierso, hier is die toets vandag vir jou. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, sorry is Engels, maar dit is so powerful. Hy sê, en jy moet nou hierdie vir my doen asseblief. Examine yourself. Ondersoek jouself vanoggend, hier waar jy sit. Kom ons doen dit gou. Wil jy met jouself ondersoek? As to whether, met ander woorde, is jy in the faith? Is jy regtig in die geloof? En dan sien hy skrif verder, test yourself. Jy ander ou toets nie, dink of hy alright is nie. Hierdie is tussen jou en Heilige Gees vanoggend. Because Holy Spirit wants to minister in your heart with fire this morning. Heilige Gees wil in jou met vuur in jou hart vir jou werk en met jou praat en jou bedien. Toets jouself. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Kom ons reflect gou 'n bietjie. Want ek leer nou die basis, ek net seker maak julle is op die fondasie, want as jy nie op die fondasie is nie, kan ons nie op God se divineness bou nie. Toets jouself, is jy nie oortuig vanoggend dat jy in die geloof is nie? En nog meer, is jy nie oortuig met alles van jou dat Christus actually in jou is nie? Hy's nie daar iewers nie. Jy kom nie 'n Sondagoggend hiernatoe om hier te kry nie. Jy is hy en hy is jy. That's the very nature. Dis hoe divine God se krag is. Daai Yahweh Elohim beteken God's divine essence. Daai werklike wie en wat God is wat hy wil hê ek en jy moet wees. Maar mense sukkel daarmee. Kom ons wees eerlik. En ons kan lekker voel vanoggend hier waar ons sit en we're gonna feel empowered this morning.
Want waar's die werklike proof in die pudding as ons hier uitstap? En ons face die wêreld, we face planet Earth. Dis waar die werklike toets is van toets jouself, ondersoek jouself. So my vraag vanoggend vir jou is, voor ons kan aangaan, dan kan ek jou gevra, maak jou oë toe asseblief. Vader, hierdie is crucial. Vader, hierdie is so belangrik. Ek weet dis u hart vanoggend, dat elke persoon wat vanoggend hier sit, net 'n oortuiging, net in hulle kop nie, nie in hulle gedagtes nie, maar in hulle hart en in hulle gees en hulle siel sal hê, dat hulle in die geloof is, en dat Christus groter is daai gees van Jesus binne elkeen van ons, as enige iets van hierdie wêreld. Daar's niks groter as dit nie. En daai gees, Heilige Gees, daai gees wat elkeen vanoggend genooi het, is nou vandag in elkeen wat hier sit, en besig om in elkeen se hart te praat, en te werk, en te bedien, soos nog nooit tevore nie. En dan kom ons Jesus en ons sê, U is die hoeksteen. Na die fondasie, sê U woord, U is die hoeksteen. Met ander woorde, U is die eerste steen, wat vandag in elkeen se lewe gelê word. En dan kom die res van die gebou. Kom bou U vandag, as die hoeksteen, op hierdie fondasie, van 2 Korintiërs 13 vers 5, in elkeen se lewe. Dat elkeen, die pennie sal drop vanoggend. Heilige Gees, ek bid net nou, dat die pennie sal drop in elkeen, om net daai oortuiging te hê van, weet jy wat, Jesus is binne in jou. Hy's nie agter jou nie, hy's nie om jou nie, hy's nie onder jou nie, hy's nie bo jou nie, hy is binne in jou. Dis jou fondasie. Dankie Heilige Gees daarvoor. Amen. Ekskuus julle, ek wil daai vasmaak, want ek wil hê julle besef, hoe belangrik is dit. Want dit is maklik om te sê, God is alomteenwoordig, en natuurlik is hy. Maar weet jy hoe belangrik is dit? Dat ons besef, dat hy is hier binne in jou. Daai selfde gees, julle ken daai skrif, daai selfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Waar is daai gees nou? Hy's binne in jou. Hy's binne in jou. En hy wil binne jou operate. Daai essensie van God's divine nature, wil hy graag in jou kom aktiveer vanoggend. He wants to activate it. Hoekom? Dat jy kan begin operate under and from God's divine nature. Daai karakter, daai wie en wat God regtig is, dis waaruit God bedoel het, ek en jy moet operate. Dankie, next slide Jaco. Nou gaan ons gou 'n bietjie hierso kyk na God's divine power. Nou, kom ons maak dit gou seker, want ons het nou die fondasie gelê. Ons het gesê Jesus is die hoeksteen, want dis wat die woord sê. Nou kan die res gebou word. We're gonna build God's kingdom in your life this morning. God wil sy karakter, sy divineness, sy essensie, daai Yahweh Elohim, wil hy kom activate in jou lewe vandag. Hoekom? Dat ek en jy die lewe en die lewe in oorvloed kan hê. En mense, daai oorvloed is nie wat jy dink dit is nie. Matteus 6 vers 33 sê, first seek the kingdom of God and all its righteousness, and all the other things, all the other stuff will be given unto you. Not earned, moet dit nie gaan verdien nie. Jy moet ophou om te dink jy verdien nie wat God deur Jesus vir jou gedoen het nie. Jy kan niks verdien nie, al traai jy. Selfs om vanoggend hier te kom sit, kan jy niks verdien nie. Hoekom nie? Tetelestai. Dit is volbring. Die volle divineness van Yahweh Elohim het God kom seker maak dat Jesus dit verwerf het vir jou en vir my aan daai kruis. En dan kom maak hy seker en hy sê, toe Jesus opgegaan het, julle sal, as julle die Gees ontvang het op julle,
sal julle dieselfde dinge as wat ek gedoen het doen, en nog groter dinge. Jesus het mense siek gemaak, sondes siek is gesond gemaak, dooies opgewek, duiwels uitgedryf, en, we can go on forever. Wat is groter as dit? God's divine nature. Dink julle nie die vyand weet hierdie goed nie? Hoekom dink jy los hy jou nie uit nie? En ek weet hier's mense wat vandag hier sit, wat swaar trek, wat swaar kry, lewe druk vir jou. Miskien is jy siek, miskien is jy depressief, miskien weet jy net nie meer waar jy nie. Kom ons maak dit nog makliker. Die eintlike vraag is, what is the impossible in jou oggend waar jy vanoggend hier sit? Wat is die impossibles in jou lewe? Ek beloof jou, jy gaan 'n lang lys hê. Want die vyand is so maklik om vir jou te kom sê, jy is so ver, of jy is so siek, of jy is so depressief. Daar's nie hoop nie. It's become impossible. God specializes in the possible. Nou ek wil gou voor ons by die skrif kom vir julle hierdie woordjie gee. Julle het gesien hoe hy saam met ons gesing het gesê omnipotent. Het julle daai woord al gehoor? Omnipotent. Ons ken omnipresence en omni whatever God, dis al sy karakter. Maar omnipotent verwys na omnipotent. Weet jy weet God is potent? Omnipotent. Omnipotent. Het jy al as deel van God se divine nature sy omnipotence in jou lewe ervaar? Want as jy nog nie het nie, dan is jy maar nog op die fondasie. God is nie tevrede met 'n fondasie in jou lewe nie. Hy het die hoeksteen gestuur. Hoekom? Dat ek en jy kan begin beweeg en operate in divine nature. Nou kom ons kyk gou wat sê 2 Petrus 1. Ek gaan vir julle daarvan vers 3 af lees. Hy sê, as his divine power, wie sê? God se divine power, has given to us all things. Sê gou, all things. Sê dit gou weer. Nog 'n keer. Dankie. All things. Alles, niks uitgesluit nie. Nie some things nie, not maybe some things, all things. Wat so all things? That pertain to life and godliness. Nou hoor jy al die woordjie life weer. Wat het Jesus gesê? Life in abundance. Daar is die woord life weer. And godliness. Operate jy in godliness. Miskien lewe jy ungodly, ek weet nie. Maar daar's soveel meer as net moenie ungodly lewe nie. Jy moet all things hê wat hy vir jou gegee het, pertaining to life and godliness. En dan vers 4 sê, by which have been given to us, given to you, not having to earn, not having to achieve, not having to arrive, not waiting for you in future, have been given to you. En hierdie stukkie het my heeltemal gebal. Exceedingly great and precious promises. Wat meer is volmaak as dit? Exceedingly, wat vir jou klaar gegee is, exceedingly great and precious promises. Hoekom? En hier is jou sleepeltjie vandag. To unlock God's divine power. Daai deel. That through these you may be partakers of the divine nature.
partaker of a divine nature? Is jy? As ek vandag vir jou moet vra, staan op en steek jou hand op en sê vir my, ek is 'n partaker of the divine nature of Yahweh Elohim. Kan jy dit doen? Want dis eintlik die toets wat God vir ons gaan vra. Hoor gou my beeld wat ek eendag gekry het in 'n droom. Ek staan voor God in die troonkamer en hy vra vir my, wat het jy gedoen met jou lewe? Het ek gesurvive? Het ek miskien alright gelewe? Was ek 'n wessel vir hom? Het ek wonderwerke gedoen deur hom? Het ek vir mense gebid? Het ek vir mense bevry? En ons almal kan daai goed tik. Hy sê vir my, that's not my question. Dis nie my vraag vir jou nie. My vraag is, wat het jy met die lewe wat Jesus vir jou gesê het in Johannes 10 vers 10, wat het jy daarmee gemaak? En hy gooi my terug op hierdie skrif wat sê, was jy 'n partaker of the divine nature? So, jy kom eendag daar bo in die hemel, en Yahweh Elohim, van dis wie en wat hy is, vra vir jou, was jy 'n partaker of his divine nature? Wat gaan jy sê? Wat gaan jou antwoord wees? Dink gou 'n bietjie, kom ons ponder gou 'n bietjie daarop. Jou lewe op aarde is klaar. Jy staan voor Yahweh Elohim, en hy vra net vir jou hierdie vraag, wat het jy met jou lewe gedoen? Baie van ons gaan sê, nee Here, jy het my nie gesond gemaak nie. Jy het my nie bevry nie. Jy het nie vir my deurbrake gegee nie. Jy het my nie gehelp nie. Ek het baie jare gebid. Ek was kerk toe, ek het jou gedien, maar ek het nie deurbrake gehad nie. Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Ek kan nie vir jou iets gee wat ek klaar vir jou gegee het nie. Jy kan nie vir my iets gaan vra, ek wat die almagtige God is, wat ek klaar vir jou gegee het nie. Anderste is God mos powerless. As hy vir jou iets gegee het, sy seun, die prys, die kruis, die divine nature, as hy dit klaar vir jou gegee het, hoekom gaan ek en jy dit nog vra? Maak nie sin nie. Huh? Maar ons verstaan nie hoekom ons vasgeval in hierdie goed is nie. Ons die vyand trek ons so af. Want hy verdraai net hierdie waarheid vir ons so 'n klein bietjie om vir jou te sê, ja, jou genesing kom. Jou deurbraak kom. Byt net vas, that's there. Maar ons vergeet wat God eintlik vir ons sê, want hy sê, which have been given to us, wat klaar vir jou gegee is. Exceedingly great and precious promises. As ek vir jou sê, ek het hierdie fantastiese, uitstekende, mind-boggling belofte vir jou oor jou lewe. Moet dit jou nie net verander nie. Dit moet jou core, jou essence so verander dat jy nie anders te kan as om in hierdie divineness te operate nie. Want jy sien, ons dink, dis baie keer ek moet meer dit doen, ek moet meer, ja, dit ook, maar dis nie waar dit eindig nie. Om in daai divineness te kom, is om constantly te besef dat, en mense, hierdie is belangrik. Ons fight hierdie goed in die vlees. En ek weet ons is vlees. Jy's liggaam, siel en gees. Jy het jou vleiskas. En dis belangrik om dit te besef. Jou liggaam is 'n tempel ook. Maar hoe belangrik is dit nie om te besef? En gaan lees Efesiërs 6.
van waar die battles eintlik lê. As ons nie goed in die vlees fight, dan gaan ons in die vlees sukkel. Maar hierdie goed wat ek vandag met jou deel, is 99% spiritual. Because God is spirit. En dis ook vir jou gesê het, ek eer jou vandag, dat jy daai songs gesing het, en vir Holy Spirit permission gegee het, om met jou te kom werk, want Holy Spirit is a spirit. It's the spirit, the ruach of Yahweh, wat vandag in jou lewe wil kom werk, en kom praat, en jou so verander, dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons verslind nie genoeg hierdie nie. Jy moet hierdie nie eet nie. Jy kan nie hierdie woord net eet nie. Because then you're not gonna taste and see that God is good. Wanneer vat ons hierdie woord en ons eet vir hom, ons verslind hom, ons vreet hom op. Ons vat dit wat hier staan ernstig op en ons loop daarmee. Ons loop daarin. Ons loop daaruit. Ons gaan en ons wys vir mense. Partykeer vir die vyand ook. Ek weet wie en wat ek is. Want ek wil jou gou sê, om hierdie vandag op te som, om te sê dat Yahweh Elohim is eintlik maar die essensie van God, divine nature. Weet jy wat is dit vir jou? Dis eenvoudig jou identity. Mense sukkel om meer as 'n oorwinnaar te wees. Lees Romeine 8. Meer as 'n oorwinnaar, hoekom? Want ek loop in die gees, nie in die vlees nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar, as ek in die gees hierdie goed gaan doen. Maar dan moet ek en jy begin besef, wie is ons regtig? Wat jy sê is, ek vir jou kan sê, dat ek gaan jou bietjie laat twyfel in jouself, then you're not going to be able to walk in this divineness. Jy gaan nie hierdie goed kan loop en praat en wees as jy dit nie vat nie. En dis nie iets wat jy met geld kan gaan koop nie. Jy kan dit nie gaan vra nie. Jy gaan dit soek. Jy gaan dit ook nie noodwendig kry nie. Waar is dit? Dis jy en Vader en Jesus en Heilige Gees wat so in eenheid is met hierdie woord en hierdie waarheid en in sy presence constantly. Dis nie genoeg vir jou en vir my om 'n uur in die oggend op te staan en Bybel te lees en te bid nie. Want dan gaan divine nature nie feature in my dag nie. Dit gaan daai uur dalk feature. Maar dis nie genoeg nie. Want die vyand gaan vir jou kom 8 uur die dag as jy by die kantoor instap. Of daar waar jy in jou kar ry. Of jy kyk nuus of jy word gefeis met die reality. En dan verstaan ons nie hoekom ons hierdie goed ervaar in ons sielsarea van ons voel overwhelmed. Ons het vrees. Ons voel depressief, ons voel swaar. Die goed raak nie te veel vir my. It's been given unto you. Dis vir jou gegee. Wat maak jy dan? Wat gaan jou antwoord wees? Want ek dink God gaan vir ons elkeen vra, okay, I'm Yahweh Elohim. My seun het vir jou alles gedoen. Wat het jy daarmee gemaak? That's going to be the question. God is nie gepla oor jou sonde nie. Jou sonde is mee gedeel aan die kruis. Dit beteken nie ons kan net aanhou sondig nie. Maar God is so heilig. Hy is so ingestel op dit wat hy hier vir jou en vir my geskryf het. Weet jy nou 'n skrif wat sê God is gretig. Hy's ernstig, hy's haastig om hierdie in jou lewe te vervul. Jy dink jy's haastig. Yahweh Elohim sê hy's haastig om hierdie in jou lewe te vervul.
Is dit nie exciting? Hoe kan jy sukkel met enigiets in jou lewe? Ons moet op en af spring. Julle moet hier op die stoele begin dans. Want dit is die excitement van die waarheid van Yahweh Elohim. Dis sy natuur. Hy het sy gees in jou ingeblaas. Jy het geen lewe. Geen mens op aarde het lewe as die Ruach HaKodesh van Yahweh Elohim nie in jou ingeblaas is nie. En jy dink hy is ver van jou af. Jy ken daai oefening van asemhaling, is van Yahweh. Elke keer as jy asemhaal, roep jy Yahweh se naam uit. Moet dit nie vergeet nie. Daar's lewe in jou asem. Want dis sy Ruach, sy gees, sy asem is binne in jou. Elke keer wat jy 'n woord spreek, dan spreek jy lewe of spreek jy dalk dood. Jy weet. Jy besluit wat gaan oor jou lippe uit. Sal dit dan nie so wees dat as dit hierdie Yahweh Elohim, hierdie God with hierdie divine nature, as hy sy gees in jou ingeblaas het, dink jy nie dit sal dan nie sy plan wees dat ek en jy divineus moet spreek nie. Maklik om te sê spreek lewe. Maar ek kan vir jou sê, there's a stepping up this morning of God wants you not only to speak life, but to speak His divineness. Sy divine nature in jou lewe. En dit in jou lewe, wat jy dink impossible is. En dit in jou lewe wat jy dink nie kan verander nie. He is the God of the impossible. Hy het jou naam op sy handpalm geskryf. Dink gou 'n bietjie. Hy het nie net sy gees in jou ingeblaas nie. Hy het jou naam het hy gekies. Nie jou ma en jou pa nie. Lank voor hierdie wêreld eers 'n idee was, het hy jou op jou naam geroep. Hy het jou op sy handpalm geskryf. Hoekom? Because it's guaranteed, it's secured. Dit is vasgemaak in die ewigheid van God se divine nature vir jou en vir my. Weet jy wie jy regtig in Christus is? Jakob, hier hy song vir ons regkry. Mense maak klaar. Ons kan heel dag oor hierdie praat. Ons kan weke lank praat. It's net oorweldigend. Maak dit jy net nie excited. Ek is net weer lus vir die lewe, hè? Ek is sommer net weer lus vir alles. Kom vyand, kom. Jy's onder my voete. Dis waar jy is. Ek is nie bang nie. Niks wat jy kan doen, vyand, in my lewe kan slaag nie. Hoekom? Want ek het die naam, my naam, in sy boek geskryf. Jy kan my nie wegruk nie, vyand, al traai jy. No weapon formed against you of the enemy shall prosper. No weapon. Daar sal wapens wees. Die woord sê nie daar's geen wapen nie. Die vyand sal wapens teen jou smee. Jy gaan die wapens sien. Die gemors van die wêreld gaan nie voor jou wees. Wat doen jy daarmee? But God's divine nature. God's divine nature. Ek wil julle graag bless. Ek maak klaar. Ek wil julle graag bless met hierdie song, want dit is eintlik, die song is 'n blessing, maar eintlik is hierdie 'n blessing oor jou identiteit, wie en wat jy is. En ek wil ons moet klaar maak daarmee. As ons klaar is, gaan ons gou bid, maar ek wil julle moet hierna kyk en na luister. En mag hierdie net vir jou nie 'n blessing wees nie, maar net 'n true, 'n ware impartation van Yahweh Elohim, sy divine karakter, sy divine essence in jou lewe.
Want jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Why don't you just give him a chance? Dankie Jaco. Dankie Jesus dat jy net die aanval van die vyand op hierdie nou kom breek. Want hierdie is nou die duiwel wat jy wil hê jy moet hierdie sien. Dankie Jesus. Dankie vir die tegnologie dat hierdie sal uitgaan en dat mense dit nou sal ervaar soos wat U dit bedoel het. Jy kan hom gooi Jaco, dankie hoor. Psalm 139 verse 13 to 14. You made all the delicate inner parts of my body, and you knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. You were carefully and wonderfully made. The God who formed you doesn't make mistakes. And you were planned, you are loved. You were chosen from the start. You were carefully and wonderfully made. You were carefully and wonderfully made. The God who formed you doesn't make mistakes. Yes, you were planned, you are loved. You were chosen from the start. You were carefully and wonderfully made. I bless you to know my love. You were always planned by God. I bless you to know that you were firstborn in His heart. I bless you to know that you were wonderfully made. I bless you in Jesus' name. I bless you now. You were carefully and wonderfully made. The God who formed you doesn't make mistakes. And you were planned, you are loved. You were chosen from the start. You were carefully and wonderfully made. I bless you to know my love.
You were always planned by God. I bless you to know that you were firstborn in His heart. I bless you to know that you were wonderfully made. Oh, I bless you in Jesus' name. I bless you to know, my love, you were always planned by God. I bless you to know that you were firstborn in His heart. I bless you to know that you were wonderfully made. I bless you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. I bless you in Jesus' name. Psalms 139 verse 16 to 17. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. Thank you, Jesus. Jesus, daar's net iets omtrent U naam. There's just something about your name. And I just want to come and put the cherry on top. We've laid the foundation in 2 Corinthians 13. Ons het daai fondasie gelê in 2 Korintiërs 13 vers 5. Maar ek wil jou gou net na hierdie sang kom bless met hierdie skrif. Hoor gou hierso. En dis Paulus wat hier skryf. Hy skryf na jy moet toets moes doen. Na jy moes ondersoek of jy goed genoeg is, of jy weet jy's in die geloof, of jy weet Jesus is in jou. Hoor gou wat sê hy. But I trust, vers 6, but I trust that you will know that you are not disqualified. Wow! I trust that you will know that you are not disqualified. You are qualified. Thank you, Jesus. Dankie Jesus dat ons gekwalifiseer is. Dankie dat ons daai toets kon slaag. Dankie dat ons oortuig is dat Jesus binne in ons is. Daar's net iets omtrent die naam Jesus. Dis die naam bo elke naam. Die naam bo elke siekte. Die naam bo elke probleem. Die naam bo alle name. Die naam bo elke leuen. Die naam bo elke leuen van die vyand. Die naam, die waarheid is die naam van Jesus. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dat ons kan proe, dat ons kan ervaar dat U goed is. Dat U goed is, want dit is U karakter. It's your nature, it's your essence. And we give you all the glory. Thank you that we can know that we are qualified by Christ. Dankie Jesus. En ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Goed mense, dankie. Moenie loop nie, lekker koffie.